Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. Hierdie video kyk na wat gebeur met glikose wat tydens fotosintese in plante geproduseer word. In die vorige video het ons gesien hoe plante stralingsenergie direk van die son kan vasvang en dit gebruik om energieryke voedselmolekules soos glikose te produseer. Onthou dat glikose 'n energieryke suikermolekule is wat as 'n bousteen vir groter koolhidrate dien. Dit is die hoofbron van energie vir alle lewende organismes. Ons het ook geleer dat afhangend van die plant se behoeftes, daardie glikose wat geproduseer word, as stysel gestoor kan word, dis 'n reserve-energiebron in plante. Van die glikose kan ook dan in ander stowwe omgeskakel word, soos selulose vir versterking en ondersteuning, proteïene vir groei, of vette en olies wat sade van energie voorsien, sodat hulle kan ontkiem en groei. Glikose kan ook onmiddellik gebruik word deur die plant om energie te verskaf om al hierdie ander funksies te kan verrig. Glikose is 'n klein oplosbare molekule, wat beteken dat dit in water kan oplos. Opgeloste glikose kan dan maklik vanaf die blare na die vrugte, blomme, stingels en wortels van 'n plant vervoer word. En hierdie is almal verskillende organe wat in 'n plant se liggaam voorkom. Al hierdie plantorgane moet glikose ontvang om hulle spesifieke lewensprosesse te kan verrig. As glikose nie onmiddellik gebruik word nie, kan dit binne in die plantorgane in 'n onoplosbare vorm gestoor word, naamlik stysel. Stysel is 'n groter, meer stabiele en onoplosbare molekule wat uit baie glikose molekules bestaan en is dus die bergingsvorm van glikose in plante. Wanneer plante glikose benodig, kan hulle hierdie stysel afbreek om weer glikose vry te stel. Oortollige glikose kan dus as stysel in 'n plant gestoor word totdat die plant dit nodig het. Dus, as ons kan bewys dat stysel in 'n plant teenwoordig is, beteken dit dat glikose gevorm was tydens fotosintese en dat daardie glikose as stysel gestoor is. So die teenwoordigheid van stysel dien as 'n bewys dat fotosintese plaasgevind het. Jodiumoplossing is 'n indikator vir stysel. Dit verander van 'n ligbruin na 'n blou-swart kleur in die teenwoordigheid van stysel. Jy het dalk al voorheen met jodium gewerk om te toets vir stysel in aardappels of brood. Die jodiumoplossing verander na 'n blou-swart kleur omdat stysel in die aardappel of brood teenwoordig is. Aardappels is deel van 'n plant se wortelstelsel. So baie van die glikose wat die plant tydens fotosintese maak, word na die wortels vervoer en daarso as stysel gestoor. Daarom het aardappels altyd 'n hoë styselinhoud. Brood word weer van koring gemaak en dit is ook 'n plantproduk. Koring is die saad van die plant en stoor ook baie glikose as stysel, so brood het ook 'n hoë styselinhoud. Uiteindelik kan ons bewys dat fotosintese in enige deel van 'n plant plaasgevind het, indien ons kan bewys dat daar stysel teenwoordig is. En in die volgende video gaan ons presies kyk hoe om te bewys dat fotosintese in die blare van 'n plant plaasgevind het. Sleutelterme vir hierdie video sluit in: glikose, stysel en indikator. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.